wetenskaplikes, ons is lui maar effektief. Wat beteken dit? In plaas van te sê, goed, ek gaan nou maal met 1000, of as jy nou 3 spronge het, te sê maal met, dankie, 1000 miljoen, dit is 'n mors van tyd. So in plaas van dit sê, kan ons ook sê, maal 10 tot die mag en ons 9 nulle. Okay? So dis hoekom daar staan, maal 10 tot die mag 3. Okay, wacht net 'n oomblik. So elke sprong is maal met 1000 of deel met 1000 en dis maal 10 tot die mag 3. Nou, as jy gaan van 'n kleiner ding, van 'n kleiner, nee, ek wil eers van groot. Van groter na kleiner gaan. Nou die maklikste vir jou om te sien is hier by 'n meter en millimeter of kilometer na meter. As ek vir jou sê jy stap 1 kilometer, hoeveel meter het jy gestap? 1000. So wat het jy gedoen in jou kop? Jy het gemaal met 1000 of jy het gemaal 10 tot die mag 3. As jy gaan van 1000 meter, is dit 1 kilometer. Wat het jy in jou kop gedoen? Gedeel deur 1000. Okay? Nou, as wetenskaplikes kan ons sê gedeel deur 1000, of ons kan sê, dis dieselfde as om te sê nou maar jy stap nou 4000 meter, om te sê deel deur 1000, nee, is dieselfde as om te sê 4000 gedeel deur 10 tot die mag 3. Nee, is die same. En as jy deel met dit, dan is dit dieselfde as om te sê, so jy het nou deel met 10 tot die mag 3, of as jy daai ding opvat boontoe, kan jy sien, dan gaan hy mos 'n minus 3 word. So jy gaan sê maal 10 tot die mag minus 3. Ja? Julle weet dit van graad 9 wiskunde af? Nee? Ok. Goed, so dis hoe die ding werk, en jy gaan nou, in graad 10 het julle baie omgeskakel, julle sê julle werksblad daaroor gehad, jy moet dit nou ken hierdie jaar. Ok, so ek het nou vinnige recap gedoen van hier, gaan ek dit weer vir jou verduidelik, nie, jy moet dit uit jou kop uit ken. Ok, goed, nou hierdie hoofstuk het ek vir jou gesê, die naam is vektore, maar jy moet die verskil ken tussen 'n skalaar en 'n vektor. Ok, so wat is 'n skalaar daarso? Enigiets in 'n blokkie is 'n definisie wat jy moet gaan ken woord vir woord uit jou kop uit. 'n Skalaar is 'n fisiese hoeveelheid wat net groot is. Soos byvoorbeeld dat jy kan nie teruggaan. Jy kan nie sê kom ons minus gou 30 minute nie, want dit baie keer staan maar. Okay? Dieselfde daar het ek vir 'n paar voorbeelde gegee met afstand, spoed of volume of wat ook al. Hy sy grootte is wat dit is. Jy kan nie teruggaan in hom nie. Okay? Jy kan wegvat van hom, maar jy kan nie teruggaan in 'n rigting. Jy kan nie sê as jy 200 ml links. Wat bedoel jy met 200 ml wegvat? Uithaal minus, dit kan ek nie. Maar ek kan nie 200 ml links. So is net 'n skalaar, net 'n grootte, en 'n voorbeeld daarvan wat jy baie goed moet ken is die definisie van massa. Wat is massa? Dit is 'n voorwerp se hoeveelheid materie waaruit dit bestaan. Uit hoeveel deeltjies bestaan. Okay? So as ek jou maan sê, wat gaan verskil? Wat gaan anders wees? Sien jy? Massa, die hoeveelheid deeltjies waaruit jy bestaan, as jy maan gaan vir jou arm verloor, dan word hy self, maar nou, weet jy? So daar is geen deeltjies verloor. Jou massa, die hoeveelheid deeltjies waaruit jy bestaan, bly bestaan. Maar iemand het iets gesê, jy gewig is. Okay? So dit is onder by 'n vektor. Wat is gewig? Dit is die grootte van die gravitasie aantrekkingskrag op die voorwerp en word altyd na die middelpunt van die aarde of middelpunt van die planeet gerig. So omdat die maan kleiner is, baie kleiner, is sy aantrekkingskrag na jou swakker en daarom klink jy op die maan in die voorstel. En jy kan dit heel beswaar in die maan. Okay. Goed, so skryf jy, ek wil julle net sê, so ek praat baie dan highlight, ek doen net hierdie, soos wat ek praat en ek klem op die sê en ek
vir jou 'n paar voorbeelde van wat dit is, maar ons gaan nog die voorbeelde individueel hanteer. Ja. Presies dieselfde. So jou kilogramme op die maan is presies dieselfde. So uitvangvraag wat ek vir jou kies kan vra, ek sê, jy gaan op aarde het 'n man 'n massa van 80 kg. Wat is sy massa? Nee, dan gaan ek sê die aantrekkingskragte op die maan is 'n 6ste van dit wat dit op aarde is. Wat is die massa van die man op die maan? Dan gaan jy nou word, jy deur 6ste wat dit word. Dis dieselfde stap. Okay. Goed. Dan die definisie daarvan 'n vektor. 'n Vektor is 'n fisiese hoeveelheid. Jy kan nie daai woord uitlos nie, nê? Daai fisiese hoeveelheid moet jy sê. 'n Fisiese hoeveelheid wat grootte en rigting het. Okay, so daai rigtingdeel is vir ons belangrik. Hoekom? Want dit skep vir ons 'n raamwerk waartoe ons op pad is. As ek vir jou sê, ek gaan bietjie Kaap toe en jy het nie 'n idee waar die Kaap is nie. Ek sê vir jou, man, dit is so 1000 km van hier. Ek gaan jy stap, jy gaan hier op die N1 uit Joburg toe, jy stap 1000 km. Gaan jy die Kaap uitkom? Nare, nooit. Okay, so dis hoekom, as ek jou sê, ek gaan Kaap toe, dis 1000 km, dan moet ek jou verwys. Ek gaan jy sê, dis 1000 km suid vanaf Parys. So gee jou rigting suid. En ek sê vir jou van waar af jy begin. Want as ek vir jou vertel het wat dit is, en ek sê vir jou, dis 1000 km van hier af, maar jy sit in Durban, en jy begin suid te stap, en jy sê, ek kom in stem nie, en tja, jy weet my, so rigting is belangrik, super belangrik, vir die hele woord, die woord is naam, die rigting is belangrik. Okay, daar is 2 vektore, waarna ons dadelik moet kyk, die een is krag, en jy het hom al in graad 9 begin doen. So krag is 'n stoot of 'n trek wat 'n voorwerp kan vervorm of sy bewegingstoestand kan verander. Okay, nou waar het ons al gestop? Jy het al iets geantwoord. Kort net jy iets geantwoord? Het jy al jou nou iets geantwoord? Barry's Bernard. Sê gou vir my, as ek vir jou sê ek vervorm iets, wat beteken dit? Ek verander sy vorm. So as ek jou slaan, ek oefen 'n krag op jou uit, en jou oog staan so, dan het ek jou vervorm. Okay? Maar vervorm kan obviously ook beteken, ek oefen 'n krag op die lappie uit, en hy was 'n mooi reghoek, en ek vervorm mens, ek het krag om uit te doen. Okay? Of sy bewegingstoestand verander, wat beteken dit? Okay, nou sê maar, wat is jou opties? As jy veel in die beweging kan hou, wat is jou opties? As jy dit klop moet doen, so nou is rigting belangrik. Want jy het vorentoe beweeg, kijk, kom ons beweeg vorentoe, stop ek nou, beweeg ek nog steeds vorentoe, maar net stadiger, beweeg ek na achter, ek beweeg nie, dat ek recht toe beweeg. Okay, so ons gaan baie spesifiek met ons, kan nie net sê, jy het vorentoe beweeg, en nie meer. Waar gaan? Okay, so detail. Alright, die volgende ene is die gewig. Die gewig van die voorwerp is die grootte van die gravitasiekrag van die voorwerp en word altyd na die middelpunt van die aarde gerig. En ek het jou gesê, dit hoef nie na die middelpunt van die aarde toe te wees nie. As jy op die maan is, in die middel van die maan. As jy op Jupiter is, in die middel van die maan. Ook nie na die middelpunt van die planeet waar jy is, maar die planeet Okay, en hy word gemeet in Newton. Okay, so jy kan sien daar, ons het wat 'n krag is, en dan het ons wat is gewig, oepsie, krag en gewig, maar hulle albei is in Newton gemeet. Hoekom? Want gewig is 'n soort krag. Okay, want ons het gesê, 'n krag is 'n stoot of 'n trek. Wat is gewig? Dis die aarde se gravitasiekrag, dit is 'n aantrekking. 'n stoot of trek is 'n trek, is 'n aantrekkingskrag. Daarom word hulle albei in Newton gemeet. Okay. Nou het ek vir gesê, rigting, detail is baie belangrik. Nou ons kan rigting in 3 maniere aandui. Die eerste ene is as ons net in 'n lineêre beweging, lineaal, reguit. Dan gaan jy sê, okay, kom ons kies regs as positief, dan gaan jy regs en jy gaan links. Kom ons kies op en af. Vorentoe, lineêre beweging, so jy wat nie. Dan het ons die tweede een, en jy kan sien ek het dan 'n bold gedruk, is 'n hoek kloksgewys vanaf die noord-suid verwysinglyn.
soos in lugvaartbedryf. Gaan nou daarby kom. En dan die derde een daar is die hoek waar die afwyking van een van die vier hoofwindrigtings is. Noordoos. Wie van julle neem geografie? Net 2, 3, hoog 4. Kan jy wie neem toerisme? Goed, geografie, maar almal van julle moet dit weet. Maak hulle hieroor. So, om te leer en te kyk, niemand kan jy judge nie. Wys vir my waar's nie. Okay, Noord is nie op nie. Noord is nie voor jou nie. Noord, waar kom die son op? In die ooste. Daar kom die son op, daar kom die se kant toe. Kom die son op. Waar kom die sakkie son? Daar in die weste, Potjie se kant toe. Daar is oos, daar is west, waar is noord? Daar, Joburg toe. Daar is noord. Dit is altyd daar. Dit is nooit ergens anders. Noord is daar. Suid is daar. Jy moet weet, dit is allemaal nie bekend. Dit is net ook een paar sien. Sê wat ek nou doen. Ja, dit sê maar wel. Okay, so, noord is daar. Okay, jy moet hierdie weet. Dan wil ek nog iets gevraag doen. Dit is op west, op papier, gaan hulle vir jou altyd 'n prentjie wys, dan moet jy sê, vat noord, nie so my wys as. Kyk dan met die prentjie, is dit net noord, papier, is tweede met die noord. Maar jy moet weet dat het gaat afdeel en wat jy gaat neem, dat jy daar is. Nou, volgende vraag, wat ek aanneem, jy weet maar wat ek duidelijk gaan weer wees. As ek jou sê, ja, waar is suidoostelike, nie suidoostelike, wys vir my, waantoe waar, as jy nou lang hare gehad het, en hare van waar jy bin, waantoe jy hare gehad het. So waar is suidoostelike, jy weet nou daar is noord, oos, west, suid. Ek sê vir jou, daar is suidoostelike, waantoe waar jy hare. As daar is suidoostelike windwaai, beteken dit kom uit die suidooste en dit waai na die noordwes. Okay? So as my hare los is, dan sal my hare sien. Dit kom uit en dit waai sien. Alright, dus goed dat jy moet weet, ek sê nie jy moet dit, want ek voel, as ek gaan nie opdring nie, ek sê dit, en dit is namelijk die ooste. Jy moet ook weet en jy weet dit nou hier, goed. Alright. So, ek wil gou nommer 2 en nommer 3 met jou deurgaan hierso. So het jy vir jouself gesê rigtings, die 3 bullet points. Het jy dit neergeskryf? Okay. Dan ja, vat hom maar. Dan wil ek gaan eers kyk na bullet point nommer 3. Okay. So ons het nou hierso noord, oos, suid, wes. Okay, op papier nou. Nee? Nou sê nou maar, ek sê vir jou, jy het 'n vektor daar, so. Sê, en kom ek sê vir jou, hy is 4 meter, wat is sy rigting? Noordoos, maar, ek het vir jou nou nog gesê detail. Dis nie net randomly noordoos nie, want sê nou maar, hierdie is die kus van Suid-Afrika. Nee? En jy wil daar uitkom, maar ek sê nie vir jou vlieg noordoos, en jy vlieg daar, dan land jy in die see, dan is jy dood. So jy gaan nie net sê, o, noordoos sharp is reg nie, jy gaan vir my sê, ekskuus op die grade, so dan moet ek vir jou sê, ekskuus ek het vergeet om vir jou te sê, hierdie is 30 grade. Ok, so 30 grade, wat ek vir jou nou wou sê daarso, is, nou hoe gaan ons hierdie neerskryf? Jy kan hom op een van 2 maniere neerskryf. Jy kan of sê, hierdie vektor, kom ons noem hom vektor A. Vektor A is 4 meter, en dan gaan jy sê, is hy meer noord of meer oos? Nee,
meer noord. Dan gaan jy sê 30 grade oos van noord. Nou wil lees aan. Okay, so hy is nie helemaal noord nie, van noord, is nie helemaal noord nie, hy is 30 grade oos van noord. Okay, of, aan 'n manier jy dit kan neerskryf, is jy gaan sê 4 meter noord 30 grade oos. Okay, so daar is 2 maniere hoe jy die gaan neerskryf. Daar is nog as jy geografie neem, maar ek wil sê die 2 is die maklikste. Okay, dan is ek daar by 'n lugvaart of van hoekkloksgewys bla 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 bla. Alright. In wiskunde het julle mos trigonometrie, né? Sin, cos en tan en al daai dinge, hoeke, so julle het onthou hom, julle het hom al gedoen ergens in jou lewe. So in wiskunde dan is dit mos nou jou asse en ek teken dit as prisklein, maar julle begin met 0 daar en dan 90 grade, 180 grade, 270 grade, né? Ja? Okay? Vergeet hierdie. Dis verkeerd. Dis nie verkeerd nie, dis wiskunde. Maar ons is hier besig met lugvaart, aviation. Wie wil graag hulle vlieglisensie eendag hê of doen? Okay, 2, 3. Mooi. So julle moet spesifiek luister, maar die res van julle moet ook weet. In lugvaart is 0 bo, noord. Noord is 0 grade. En dan gaan ons kloksgewys. So nie soos wiskunde wat ons anti-kloksgewys gaan nie. Gaan kloksgewys. So hierdie is 90 grade, hierdie is 180 grade, hierdie is 70 grade. Okay, kloksgewys. 0 is daar, 90, 180 tot 70. En nou is die 360. Okay? So sê nou maar, ek sê vir jou, jy het 'n vektor daar. Okay. En ek vra vir jou, kom ons sê weer is 4 meter, net omdat dit maklik is. En ek sê vir jou reg, wat is sy hoekie, sy rigting? Dan gaan ons vanaf die 0 grade lyn gaan en ons gaan kloksgewys gaan daar. Okay, so vanaf die 0 grade lyn, daar is jou beginpunt, en kloksgewys daar. Okay, so ons weet hierdie is 90 grade. En nou moet jy nou weet, ek weet vir jou sê, maar wat is hierdie hoekie? Kom ons sê hierdie hoekie is 40 grade. So wat gaan daai vektor wees? Kom ons maak hom maar weer A. A is 4 meter. En dan gaan jy sê at. En dan gaan jy sê, goed, wel vanaf hier is 90 plus 40. En dit geef jou 130 grade. Dan hoef jy glad nie te sê noord, oos, suid, wes, niks sulke dinge nie. Want dit is net vanaf die 0 grade lyn. Kijk, ek het nog nie beteken wat ek beteken. As jy hier sit en niks doen, dan is dit nog nie. Al wanneer jy niks doen, moet ek sê, moet ek sê. Straight. Enige vraag tot my daar. Ja. 90 plus 40? Okay. Goed. Okay, so, nou gaan ons 2 voorbeelde doen. So jy kan vir my, jy gaan aan die naam doen, he? Jy gaan sê, ek gaan links noem, voorbeeld 1 en rechts is voorbeeld 2. So hierdie is voorbeeld 1, hierdie is voorbeeld 2. So hier by voorbeeld 1, ek gaan inzoom. Hier by voorbeeld 1 is nou stippellyne, noord, oos, suid, wes. Dan is daar 'n streepie, A, B. Okay, en daai hoekie is 20 grade. Okay, so teken hom vinnig. Hierdie is nie kunstklas nie, hierdie is nie FPO nie, so as hierdie nou vir nou, so val beteken dit nie is 'n woord in baan.
Okay, is julle klaar geteken? Goed, nou wil ek weet, die eerste vraag wat ek daar het, is, wat is AB, die vektor AB, volgens metode 2? Metode 2 was van die 0 grade lyn af. Okay, so wat is die rigting van AB volgens metode 2? So, ons kyk hierso, daar is my 0 grade lyn, en ek moet kloksgewys vanaf hom gaan. Okay, ons weet daai hoekie is 90 grade, en ek wys vir jou daai hoekie is 20 grade. Wag, ons trek met vrae en ons trek by Humera. Ek dink jou weer, né? Wat is die rigting van AB? Nee, so metode 2, wat ons nou vorige klas sê, was daai wat ons gedoen het vanaf die 0 grade lyn. So dit is vanaf die 0 grade lyn, kloksgewys. Hoe het jy by 70 uitgekom? Maar hoekom sê jy minus, want ons het die 90, en dan gaan hy nog 20 grade oor dit. So jy plus dit. Ok, jy plus dit. So dit is 90 grade plus 20 grade, en dit is 110 grade. Kijk. Louis, volgens metode 3 was nou die Noord-Oost-Suidwes, en jy neem geografie so bonus. Wat is die rigting van AB? ...20 grade, oos van suid. Dit is perfect, want... Nee. Is hy meer oos of meer suid? Meer oos. Nee, so jy gaan sê dis, jy kan sê van oos, okay, want oos is jou basis, is van oos, maar hy is 20 grade suid van oos. Of jy kon gesê het, oos 20 grade suid. Okay. So is meer oos. Ek weet dit lyk nou nie so helemaal in die prentjie nie, maar die grade sê vir jou. 20 grade sê vir jou dat hy meer oos lê as dit is suid lê. Yes? Is julle met my? Okay. Die volgende prentjie wat jy teken is hierdie prentjie. Nou asseblief, hy hoef nie perfect so te lyk nie. Dit is net 'n 90 grade hoekie daar. En dan is hier 'n C en daar is 'n D en dan is daar 'n skribbel. Skribbel. Maak dit 'n loopie loop as jy wil. Geen nie om nie. Tot by D, en dit sê 40 kilometer, en daar is 20 kilometer. Ja.
Goed, so jy het omgeteken, hè? Nou vra ek vir jou, wat is, nou, dis in Engels, sorry, the displacement of CD. Nou, displacement in Afrikaans is die verplasing. So die volgende vraag is die verplasing van CD. So dis nou 'n graad 10 ding. Ons het gehad afstand en ons het gehad verplasing. Ok, so kom ek vertel 'n storie. Ek staan hier. Stap 1, 2, 3, Wat is my afstand? 11. Wat is my verplasing? Verplasing, afstand is 'n skalaar, net. Wat is my verplasing? Verplasing is 'n vektor, grootte, rigting. So jy gaan sê hier daar begin. Van hier tot daar is 2 tree vir jou. So dis 2 tree met 'n rigting by. Okay. So terug hierby. Verplasing van CD, so ek wil nou kyk, verplasing is wat is die reguit lyn tussen jou begin en einde. So dis 20 km, en as jy daar begin het en daar geëindig het, dan is dit 20 km, nou hier kan ons nou sê regs, of jy kan oos, of jy kan sê 90 grade, wat ook al. So die verplasing gaan wees 20 km oos, of regs, of wat ook al. Nee, ons gaan nie dit gebruik. Baie selde. Ok. Nou vra ek vir jou, wat is die afstand van CD? Die afstand van C tot D, so hierdie mannetjie geloop, so geloop, sy afstand is 40 km. Net 40 km, geen rigting. Weet jy hoe laat is die klok? Ek kan net weet, wanneer begin ek met huiswerk gee? Nee, is dis nou hier op 'n tye. Pauze is 12. Ok, 5 minute. Alright. So graad 11. Wat ek wil hê julle moet doen is, het julle nou grade bo en passers? Ok, so wat ek wil hê jy moet vir my doen is, jy gaan vir my teken. Ek weet julle het nie nodig nie, so ek sal dit op julle groepie stuur. Het julle WhatsApp groepie? Hiervoor sal my sê WhatsApp groepie. Ok, is julle allemaal so gehad met iemand verlief? Sê jy? Ja, obviously, ek is ook. So, wie sê admin op die sal my? Kan jy check? En sê jy al, ek sê my nie. Ok, my nommer kry, dan jy het nommer kry, so die aan hulle add my kaart. Ek vir die groepie vir julle hierdie stuur. Jy gaan by vraag 1 doen A, B, C, D. Jy gaan op my teken, jy gaan sê die stippellijne teken, so, die kruis die stippellijne. En dan gaan jy vir my die vektor op, net al 1, so groot op hierdie blad. Nee, gaan die stippellijne draai, so, groot. En dan al 4, A, B, C en D. Hier op die 1 meter. En elke keer 'n nuwe reference aanstel. Okay? So byvoorbeeld A is nou 80 meter by 45 grade en ek sê vir haar op die skaal is 1 cm is 10 meter. So hoe lank gaan jy lyn afsien? Okay, en dan gaan jy grade bospan en dit sê vir teen 45 grade het jy byvoorbeeld op die okay? So daar eerste 4 vir my doen vir huiswerk en 'n spoedtoets oor die eerste paar definisies wat julle neergeskryf het. Okay, so as julle nie neergeskryf het, wil jy nou gou vinnig seker maak jy skryf hulle neer.
So daar is, sover het jy 5